Goeienaand en baie dankie Frikkie vir die bekendstelling. Dankie aan Werner en die direksie vir die geleentheid om hier te kan deel. Dis 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. Ek stap hier in vir die eerste keer vanmiddag en ek ervaar die energie van die Heilige Gees tussen julle as familie. Ek wil vir jou 'n foto wys op die skerm as jy reg is met dit. Dis 'n skets wat my jongste seun gemaak het so 'n maand of 2 terug. Ek het nie beplan om dit te wys nie. Maar ek ervaar die Here sê van ons netwerk, die Christian netwerk wat met Hatfield en Maranatha assosieer of relate, om 'n boodskap te bring vir familie Duin te sê, well done vir die ekspressie van Christus wat julle is in Suid-Afrika. Wel dan vir die akkurate ekspressie van Jesus Christus wat julle is in Suid-Afrika. Ons sit in ons eie netwerk en ons is by 'n bietjie van 'n T-junction, ons moet onsself bietjie restructure en redefine en ek stap hier in en ek kry weer hoop vandag, dat wanneer 'n netwerk werk, wanneer 'n netwerk familie is, dan manifesteer die Here homself in 'n bonatuurlike manier. Dis my voorreg om hier te kan wees. En die volgende slide op sit, dis dieselfde prentjie, maar is nou net in 'n puzzle. Ja, het hom vir ons daar in 'n puzzle gesit. En so het elkeen van ons 'n deeltjie om te speel, om die beeld van Christus uit te dra. En ek wil vir elke individu sê, elke pastoor, elke leier, elke pastoorsvrou, elke jeugleier, elke worshipleier, elke kinderkerkwerker, dankie vir die rol wat jy speel. Dankie vir die blokkie wat jy vanaand volmaak. Amen. Kan ons vir mekaar 'n handeklap gee vanaand? Kan jy na jou buurman of buurvrou te draai en sê, die Christus in my, waardeer die Christus in jou. Amen. Ek wil dankie sê aan Emil wat vanmiddag net 'n amazing sessie. Waar sit Emil? Is Emil nog hier so? Emil, jy het my gebless vanmiddag, boet. Dit ons hoor baie preke en dan partykeer dan praat die Here met ons deur die preke. En ek dink die Here het gepraat vanmiddag. Dankie Emil, sommer met my ook. Thanks boet. Die woord wat ek op my hart het en ek het regtig gesukkel, dis die meeste wat ek in my lewe nog gesukkel het om 'n preek voor te berei, of 'n woord voor te berei. Omdat ek dit nie gering ag om hier te kan staan vanaand nie. Dit voel regtig of mense op heilige grond staan en daarom het ek met groot onsag gedoen. Die titel is Pyn in die pastorie. Pyn in die pastorie. En ek wil 'n bietjie praat oor hoe ons deel met pyn, want as ons nie deel met pyn nie, dan gaan pyn met ons deel. Ons sê altyd hurting people, hurt people, maar kan ek sê dat gewonde leiers wond ander. En gesonde leiers genees ander. En ek glo as die Here op hierdie netwerke 'n roeping het om te multiply en kerke te plant en ek glo regtig dis van die Here af, dan moet ons ook seker maak van 2 goed. Een is dat ons nie ons wonde multiply nie. Want as ons wonde van ons kinderjare of wonde uit die bediening uit saamdra, dan gaan ons daardie wonde projekteer op die wat ons lei. Ons sê altyd don't bleed on those you lead. En ek het diep Afrikaanse woorde gaan soek om hierdie sessie voor te berei. So moenie bloei op dit wat jy groei nie. Ons gaan al omver uit. Ons preek gewoonlik in Engels, so is 'n goeie oefening vir my hierdie. Maar hoe deel ons met pyn in die pastorie? Pyn is teen ons natuur. Ons natuur is om pyn te vermy. As jy pyn ergens kry, dan trek jy dadelik jou hand weg. As jy 'n warm plaat vat, jou knee-jerk reaction is om jou hand weg te pluk van daardie pyn af. Ons wil pyn met alle mag en moontlikheid vermy. Ons veg of ons vlug pyn. Selfs Jesus het gesê, Vader, kan hierdie lydingsbeker van my af weggevat word, as dit U wil is. En so dis menslike natuur, ons wil pyn vermy. Ons brein is getrein om pyn te vermy, is dit nie waar nie? Laat jy nog 'n eksperiment met vlooie gehad, jy sal dalk daarvan weet, maar vlooie is die dier wat die hoogste kan spring volgens sy grootte, hy kan omtrent 1 meter hoog spring. En
die wetenskaplikes vat hierdie vlooie, hulle sit hulle in 'n silinder en hulle sit 'n deksel op 30 cm en na 'n paar uur toe het hierdie vlooie 'n paar keer hulle koppe gestamp teen die deksel en toe begin die vlooie 29 cm hoog spring. Hulle het hulle self gerekondisioneer om pyn te vermy. Na 2 ure toe vat die wetenskaplikes die deksel weg en toe is die vlooie vry. Hulle kan doen wat hulle wil. Hulle kan weer op hulle volle potensiaal opereer. Maar raai wat doen die vlooie? Hulle hou aanspring op 29 cm. Want hulle het hulle self gekondisioneer om pyn te vermy. Die pyn wat ek en jy in leierskap en in die lewe en in die bediening beleef, is soos om ons koppe te stamp teen daai ceiling, teen daai deksel. En baie keer is daai deksel al lankal weg, maar die deksel is nog in my gemoed daar en daardie pyn kan wat God in my lewe wil doen, beperk. En dit kan my verhinder om tot my volle potensiaal te opereer en ek gaan my 30% van my potensiaal vashak, omdat ek nog in reaksie is teenoor daai pyn. Ek het groot geword as 'n PK. Is die enige ander PK's in die huis hierso? As jy nie weet waarvan ons praat nie, moenie worry nie. Die PK's weet waarvan ons. PK is 'n pastorskiet. Pastoorkinders, okay? Groot geword as 'n pastorskiet. Ek 47 jaar oud hierdie November en aan die einde van hierdie jaar celebrate ek 30 jaar in voltydse bediening en kerkleierskap. Al wat ek weet is dit gaan gepaard met baie pyn. Ek wou vir 'n klip gewys het uit die fliek The Night Still, ek het net daarby uitgekom nie, is net so 30 sekondes. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou, Heath Ledger het daarin gespeel. Hy kom so 'n kaal man daar verby hulle gestap wat Patents of Nobility kan skryf en hulle vra of hy kan help en daai rooi kop ou stap na hom toe, hy sê as jy ons bedrieg dan I'm going to fondle you, I'm going to put your insides outside, your entrails outside en hy kan homself nie express nie en al wat hy sê is, sy hande begin so te bewe, hy sê pyn. Lots and lots of pain. As ek en jy opteken vir 'n lewe van leierskap in die kerk, dan teken ons op vir 'n lewe van pyn. En ek wil hier nie vanaand ontmoedig nie, ek glo daar's 'n bemoediging wat ek deel, maar ek wil net die realiteit eers skep en dan gaan ek vir die goeie nuus gee, is dit alright? Maar is pyn, draai so na die buurman of buurvrou, so jy sê pain and lots of pain. Ek het in my ouerhuis dikwels gesien hoe my ouers platgeslaan is deur die pyn wat hulle in die bediening beleef. Maar hoe hulle elke keer opgestaan het en aanhou om die Here te dien met blydskap. Iemand sê eendag vir my, sê julle pastore werk mos net op 'n Sondag. Amen, halleluja. Hy sê vir my being a pastor is a walk in the park. Ek sê vir my is reg, Jurassic Park. Maar dit bly 'n park, okay? Baie mense kyk na die sukses wat ons beleef, die aansien, ons staan op verhoog met fancy ligte en LED skerms agter ons. En hulle kyk na die sukses wat ons beleef, maar hulle sien nie wat in ons harte aangaan nie. Ek dink dis McDonald wat vir ons verduidelik dat daar 3 wêrelde is. Die volgende slide kan op sy 3 wêrelde waarin ons leef. Eerste wêreld, derde wêreld en 'n tweede wêreld. My eerste wêreld is ek en God. Dis daardie private gedagtes wat niemand anders weet, nie eers my vrou nie, net ek en God. Dan het ek 'n tweede wêreld wat my vrou en my kinders en my binnekring insluit. Mense wat ek naby my toelaat. En dan my derde wêreld is my werk in my kerk en die gemeenskap en ons kan dalk nog 'n wêreld deesdae aansit, die sosiale media wêreld, die virtuele wêreld, maar ons het al geleer dat sukses in die derde wêreld waarborg nie sukses in my tweede en my eerste wêreld nie. Dikwels kom sukses in die derde wêreld ten koste van sukses in my private wêreld. Ek het hierdie jaar saam met 2 netwerke gestap wat groot leiers geval het in sonde en deur daai pynvolle proses gegaan het. Jy sien, dikwels celebrate ons so sukses in die derde wêreld, ons jaag so die sukses in hierdie derde wêreld op die stage na,
dat ons faal in ons eerste en tweede wêreld. Jesus sê dit vir ons. Hy sê as jy bid, maar nie voor mense dit doen, jy gaan in jou binnekamer, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat in jou eerste wêreld is, kan ek dit sê? En hy sal jou publicly reward. En ek wil ons net bietjie terugnooi hoe ons met pyn deel in ons eerste en ons tweede wêreld, want is reg daar waar die pyn ons sny. Dis wanneer ek so mif en mat van die bediening en van leierskap is, dat ek terugkom en ek haal dit dalk op my kinders uit, of ek onttrek myself by die huis van my vrou, want ek moet net goed proses. So ek wil net 'n paar data na kyk rondom pyn en hoe ons dit prosesseer en ook hoe ons kan purpose kry in ons pyn. Daar's nie 'n Afrikaanse woord soos purpose, doel, gerigtheid, daai een werk nie, sorry. So net 'n paar stats is dat mense verwag ons moet 24/7 aan diens wees. Tog vertel hulle vir ons dat ons net op Sondag werk. Is dit nie so nie? Veral as jy 'n plattelandse pastoor is en jy het nie regtig 'n span wat bietjie kan oorvleuel nie. Jy is alles. Jy pak die stoele, jy sit die klank op, jy doen die musiek, jy doen die worship, jy doen die afkondigings, jy doen die preek, jy doen die doop, jy doen die nuwe lidmate en selgroepe. 75% van pastore wat geserve is, beleef ekstreme stres. 90% werk 55 tot 75 ure 'n week. 90% voel geïsoleerd. 60% van pastoorsvroue cope nie. Sê hulle cope nie. 43% van pastoorsvroue worstel met depressie wêreldwyd. Maar die verskil tussen 'n gewone mens en 'n doodgewone mens en 'n buitengewone mens is regtig net ons vermoë om pyn te kan vat en dit te verwerk en die beste uit ons pyn te haal. Ongewone mense of buitengewone mense raak beter, maar doodgewone mense raak bitter. En ek dink die Here, jy sal nie in die bediening wees as jy 'n gewone mens is nie. Jy sal dit nie maak nie. There's no way. Iemand sê nou dag my jong man, hy sê, "Jesus pastoor, ek wil graag 'n kerk plant. Wat dink jy daarvan?" Ek sê moenie stupid wees nie. Want dit gaan gepaard met pyn. Jou pyndrempel is nie hoog genoeg nie. Ek dink as Jack Frost wat gesê het, never trust a man without a limp. En as jy lank genoeg in die bediening is, dan weet jy waarvan ek praat vandag, is dat jy sal goed deurgaan in die bediening. Jy sal pyne beleef in leierskap, wat jy met 'n limp laat loop. Want jy het met God geworstel, jy moes met God geworstel het, oor daardie eina wat jy gekry het. Nou, ons ken die gesegde, Pastor Werend my daarna herinner, no pain, no gain. Soos die Chinese, hoe die Chinese hom gesê? No pain, no gain. Maar ek het hom ook in Afrikaans gaan uitdink, okay? Geen pyn, geen kruin. En enige kruin wat ek en jy wil klim in die lewe en in leierskap, gaan met pyn te gebeur. Jy gaan nie Mount Everest klim sonder pyn. Daar gaan pyn daarmee gepaard gaan. So Paulus skryf dit in Kolossense 1 vers 24. Hy sê, nou verbly ek in my lyding vir julle. So ek verbly my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Wat sê hy in Engels? Hy sê I make up in the flesh what is lacking in the church. Wat is dit? Waarvan praat hy? Hy praat van pyn. Paulus sê die kerk moet hier wees in volwassenheid, maar die kerk is hier in volwassenheid. En om die verskil op te maak met iemand die shot vat, iemand met die hit vat op sy liggaam, en hy sê as 'n leier vat ek die shot, ek vat die pyn. En as jy opgeteken het vir kerkleierskap, dan jy opgeteken om die verskil op te maak. En daarom is disipelskap so belangrik, want as ons mense onvolwasse hou vir so lank, hoe langer ons mense onvolwasse hou, hoe groter is die gap tussen waar hulle moet wees en waar hulle is. En hoe meer kom ons vat dit terug huis toe, net om dit te vereenvoudig. As ouers, wie van julle weet, as ouers betaal ons die rekening vir ons kinders se onvolwassenheid?
totdat hulle volwasse genoeg is om self die rekening te begin betaal. Dis dieselfde in die kerk. En daarom roep die Here, dis hoekom ek so lief is vir Werner en vir hierdie familie wat uitverkoop is aan disipelskap. Hoekom? Wanneer ons mense tot volwassenheid bring, dan beteken dit daarom so 'n bietjie minder pyn vir ons as leiers. Okay? Maar daar gaan altyd 'n element wees waar ons opmaak in ons liggaam vir dit wat kort kom in die pyn. Nou net 'n paar gedagtes rondom pyn. Pyn kom in verskillende forme. Pyn kom op sy eie tydslyn, ons kan dit nie beheer nie. Net wanneer jy dink alles is alright, gebeur het. Ek kom net terug van vakansie af, lekker in Ugallas vir 2,5 weke. Die maandag stap ek in die kantoor laas week en hier kry ek 'n bedankingsbrief. Pyn. Een wat ek nie verwag het nie. Ons kan dit nie beheer nie. Ons kan dit dalk bestuur, maar ons kan dit nie beheer nie. Kom op sy tyd. Pyn kom na almal op een of ander manier. Pyn is die prys van groei. En pyn kom, baie belangrik, om my pyndrempel uit te wys. Pyn wys my pyndrempel. Waar's die marathon hardlopers of die ouens wat Eystermanne hardloop? Staan gou op, laat ons gou sien wat Werner, jy is ook een. Ek moes saam met Werner gaan roei, laat hy nie versuip nie aan die Modderrivier toe hy getrein het. Daar's hy. Okay, dis nie baie van ons nie, maar dankie, kan ons vir 'n hande klap gee? Ek bewonder hierdie ouens. Ek het op 'n tyd getrein om 'n marathon te hardloop en prys die Here toe gebeur COVID, toe stop ek sommer heeltemal. Maar wat ek geleer het in daai tyd want ek kon nie, die Here het 'n wonderwerk gedoen vir 10 jaar kon ek nie langer as 5 minute staan sonder om excruciating pyn in my knie te beleef nie. Die Here het my bonatuurlik genees daarvan. En as 'n getuie het ek begin hardloop. En ek het tot so by 15-20 kilos kon hardloop op 'n stadium net voor COVID. Maar toe ek begin hardloop het, by 500 meter, dan begin my enkels en my knieë en my heupe en alles in my op my te skree en sê jy is stupid, jy is mal, hoekom wil jy soveel pyn aan jouself veroorsaak? Wie van julle weet waarvan ek praat? Dis like het gebeur by 300 meter en dan by 1 kilometer weer en dan moet jy vir jou liggaam sê bly stil op 'n lelike manier. Go away, get behind me Satan, mind over matter, en dan hier by 5 kilometer, dan kry jy weer 'n pyndrempel, dan voel jou liggaam, ek gaan nou doodgaan, ek kan nie meer 100 meter hardloop nie, en dan moet jy vir jouself sê, liggaam bly stil, en dan breek jy deur daai pyndrempel, en as jy by 10 kilometer kom, dan slaan jy weer 'n pyndrempel, en dan is dit asof jy nie meer 'n tree kan gee nie, die kussentjies onder jou voete, elkeen van hulle skree op jou, en sê, ek gaan nou dood, gaan nou hier langs die pad lê en vrek. En dan sê jy vir hom, nee, ek gaan nie, ek gaan nog 20 toe. Weet julle waarvan ek praat? Die ander is dit nie 'n kleur nie, maar dit is so. Was dit met jou ook so of is dit nie? Presies so. Pyn kom om my pyndrempel uit te wys. Daar's 5 forme van pyn, fisiese pyn in jou liggaam. Ons kinderkerk champion Nancy en 'n man, hulle is vrek oor golf, net soos ons, en sy hulle beplan 'n vakansie, Nysna toe, hulle gaan al die bane in Nysna en Plet speel, hulle so opgewonde vir 7 dae, en toe sy daar kom, tel sy net 'n tassie verkeerd, sommer net haar vanity uit die boot uit op, net, en sy dra net skeef, en sy slip 'n disk in haar rug, en sy lê vir 2 maande op haar rug. Fisiese pyn, wanneer pyn kom, dan verander dit ons prioriteite. Ewe skielik is goed wat vir haar belangrik was, nie meer belangrik nie. Al wat vir haar belangrik is daai volgende pynpil wat sy nou gaan drink. Ons later raak van die pyn. En so wanneer pyn kom, dan change dit goed. Fisiese pyn, finansiële pyn. Ek weet die ouens hierso is baie ryk. Pastor Werner het my gesê, hulle is hierdie ouens is skatryk. So julle het nie finansiële pyn nie. Niemand het dit nie. Okay, uitstekend. Halleluja. Halleluja vir finansiële pyn. Weet, die Here het so sin vir humor. Toe ons terugkom, ek en Katinka is getroud, ek het 7 jaar in Bloemfontein gedien, in die gemeente wat my pa geherder het, en by die Kriare, by musiekskool, en toe ons 2 jaar oor see, ons het sendingwerk gedoen in Maleisië, en toe ons terugkom, toe die senior leier van Hatfield gevra of ons onderhoud met hom kan hê, en hy het ons toe aangestel, en hulle het binne 'n jaar of 2 gesê, hulle dink ons, dis die suksessors van daai gemeente, ons gaan moet oorvat by hom. En ons het dit ook gevoel. En na 7 jaar word ek eendag wakker en die Here sê so duidelik soos daglik vir my, move. Jy skuif nou.
Dit was my wil, dit is nie meer my wil nie. Iets het verander. Ek weet nie wat nie, ons het eers later uitgevind wat verander het my anyway. Ons move Alberton toe. So ek het al 'n paar bevorderings in die koninkryk beleef. Elkeen van hulle het met omtrent 'n 30% pay cut gekom. Elke keer. Dan die mense waar ek loop, hoor ek na die tyd sê, "Jesus, hy moet seker 'n massiewe salaris aanbod gekry daar." Dan dink ek, ja, dankie hoor. Ek het gekrepeer vir 3 jaar. Maar elke keer wat ek God gehoorsaam het en daardie bevordering in die koninkryk ontvang het wat met 'n 30% salaris sny gekom het, in die langtermyn was ek beter af. Jy sien, ek weet nie hoe hierdie goed werk nie, al wat ek weet is dat dit baie dikwels so werk. Wie weet, praat ek met regte mense vanaand? Is dit weet jy waarvan ek praat? Okay. Die pyn van verlies. Miskien het naasbestaande afgesterf. Jy weet, as ons in kerkleierskap is, dan het ons konstante verlies. Dan is verlies 'n konstante vir ons. Want dat ons regtig wil lief het, soos hy lief gehad het, dan kan ek nie my hart verhard teenoor mense nie. Dan moet ek mense binne innooi om naby te kom. En elke keer as iemand dalk homself wip of 10 jaar saam met my loop of 5 jaar of 3 jaar en daar besluit die journey stop vir hom, maar ek bly. En ek deel met die pyn. Want as ek nie deel met die pyn nie, dan compound hierdie pyn en dit raak net al hoe meer en meer. En dan raak ek 'n gewonde leier wat ander mense wond. Die 5de vorm van pyn is 2 in 1. Dis verlede pyn. Ekskuus, dit verkeerd gespel, verlede pyn en verlengde pyn. Wat is dit opgehoopte pyn? Dis pyn uit my kinderjare en pyn waarmee ek nie deel nie, wat net al hoe erger raak, wat eintlik maar septies raak. So die pyn raak septies, maar as die pyn septies raak, dan raak ek as 'n leier toksies. Wetenskaplikes leer vir ons dat volhoue finansiële druk 'n effek het op my brein wat die kreatiewe deel van my brein wat innovering stimuleer laat afsat. Dus ek konstant onder persoonlike finansiële druk is, plus ek onder druk by die kerk finansiëel en dit hou aan oor 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar, is daar 'n deel in my brein wat ek eintlik nodig het om geaktiveer te word, sodat ek kan myself uit hierdie gat uit wheel and deal of hustle of 'n plan maak. Daai deel skakel af en daarom spiraal ek dan verder dieper in daardie gat in. Dis pyn. Dis net finansiële pyn. En ek glo God wil vanaand iets doen rondom pyn in ons harte. Pyn is egter nie ons vyand nie, maar kan 'n beste vriend wees. Ek luister eendag na 'n radioprogram toe ek in die Kaap land, ek klim in 'n huurmotor, ek sit die radio aan, die volgende oomblik praat Lisbie Visser, die sanger, weet nie of jy kan ken haar, Lisbie Visser, sy praat van hoe sy in 'n motorongeluk was en die kar het aan die brand geslaan en sy het gebrand, sy het fisies gebrand en sy het vir maande in die hospitaal gelê met veloorplantings. En sy sê sy het soveel pyn beleef in daardie tyd. Ek dink nie jy kan groter pyn beleef as wanneer jy brand nie. En sy sê maar dit is die tyd in my lewe wat ek naaste aan God was. Sy sê party dae verlang ek terug, hinker ek terug na daardie hospitaalbed. Want ek mis daardie tye wat ek so naby aan hom was. En pastoorsvrou vanaand weet dat wanneer jy pyn, wanneer jy seer het, is dikwels wanneer God se teenwoordigheid die naaste aan jou is. As ons 'n onvermoë het om pyn reg te prosesseer, dan skep ons opgehoopte trauma en daai pyn raak toksies of septies en ons word toksies. Lees gesaam met my Psalm 106. Ek lees dit in die Engels, want die Afrikaans sê dit net nie dieselfde. Party skrifte sê die Afrikaans net nie dieselfde as die Engels nie. Praat oor Israel, het sê, they angered him, dis vir God, en eintlik 'n hoofletter wees. They angered him at the waters of Meribah, and it went ill with Moses on their account, for they made his spirit bitter,
and he spoke harshly with his lips. Mense wat onvolwasse is, het die vermoë om die gees van 'n leier bitter te maak. En maak dat ons goed sê en goed doen wat ons nie andersins noodwendig sal doen nie. En 'n prys daarvoor betaal. En dit is ekstra pyn. Dan raak ons professionele Christene en ons verhard ons harte en ons voel nie meer nie, want ons kan nie meer mense naby ons toelaat nie. Dan is ons soos daai priester en daai leviet wat by die gewonde man verbyloop en ons laat ons nie self toe om sy pyn meer te voel nie. Want ons het nie meer die kapasiteit om saam met hom te huil nie. Ons het nie meer die kapasiteit om saam met iemand wat seer te hê nie, want ons beskerm onsself. Dit sê Jesus het die skare gesien en toe hy die skare sien, toe voel hy innige kompassie vir hulle. Want hulle was soos 'n skape sonder 'n herder. Ek dink is by Wimbledon, dit kan by die Amerikaanse Ope wees, waar op die stadion se muur, voordat jy uitgaan en speel, help my reg, staan daar, pressure is a privilege. Waar staan dit? Wie was die sportouens? Dit is Wimbledon, nee. Ja, pressure. Maar ek wil vandag sê, we have the privilege of pain, as leiers. En dit beteken nie alle pyn moet ons vir altyd hê nie, ons kan dit verander. Maar ons moet leer dat God met ons praat in ons pyn. He doesn't cause all things, he uses all things to work together for our good, né? Hy veroorsaak nie die pyn nie, maar hy gaan dit gebruik en ten goeie laat meewerk. En God wil jou pyn ten goeie laat meewerk vir sy purposes in jou lewe. Maar in die proses gaan hy my pyndrempel optel. Ek dink bietjie terug, die van die wat nou bietjie langer as 10 jaar en 20 jaar en 30 jaar in die bediening is, die pyne wat jy nou kan trotseer is dit nie meer as wat jy 20 jaar terug kon gedoen het nie. Of 10 jaar terug, of dalk 2 jaar terug. En so verhoog, as ons dit reg verwerk, dan tel die Here ons pyndrempel op met dit. Ons kan leer om pyn te omhels as 'n vriend. Spreuke, Proverbs 27:6, weer dit is die Engels, sê dit so 'n bietjie anders. The wounds of a friend are better than the kisses of an enemy. Pyn kan 'n vriend wees. Pyn kan ons help. Die Bybel sê heroes het baie pyn verwerk. Abraham was kinderloos, Jakob het sy geliefde vrou en geliefde seun verloor. Josef was diep verraai deur sy broers. Moses het sy familie 3 keer verloor. David was 'n buiteegtelike kind. Paulus het meer gepyn as enigiemand anders. En Jesus het seker die mees intense pyn beleef. Lukas 22, and being in anguish. Die Afrikaans sê dit net nie so sterk nie. Anguish is soos 'n diepe pyn. Angstige pyn. He prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Jesaja 53, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor met pyn. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Paulus skryf in 2 Korintiërs 11, as 'n apostel praat hy van die pyn wat hy deurgaan. Hy sê, is hulle dienaars van Christus, ek praat in uitsinnigheid. Ek is nog meer in arbeid, oorvloediger, in sla bo die maat, in gevangenskap baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op 1 na. 3 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei. 'n Nag en 'n dag het ek op die diep water deurgegaan. Paulus het 'n lewe van pyn geken. En so, die Navy SEALs het 'n stelsel as hulle opgelei word. Daar's 200 wat inskryf vir die kursus en uit die 200 gaan net 10 dit klaarmaak. Uit die 200 wat inskryf, so uit 100 uit gaan net 5% dit klaarmaak. En hulle train hierdie Navy SEALs totdat hulle pyndrempel bereik, en wanneer hulle pyndrempel bereik, dan is daar 'n klok wat hang, en wanneer jy dit nie meer kan vat nie, dan loop jy na die klok toe, en ek het nou nie 'n klokkie nie, maar kom ons maak maar die botteltjie se klok, en dan lei jy die klok, en jy klok uit, en jy sê ek het genoeg gehad, ek kan nie meer vat nie. En wanneer die gemiddelde Navy SEAL
uitlok, dan is hy by slegs 60% van sy actual pyndrempel. En ek weet nie of ek vanaand met iemand praat wat dalk in die laaste week of 2 of maand of 2 gedink het, Here, ek wil uitlok. Ek kan dit nie meer vat nie. Die pyn is eenvoudig net te veel. Dan wil die Here vanaand vir jou sê, there's more in you than what you think. Ek glo in jou. Maar ek wil hierdie pyn ten goeie laat meewerk om jou pyndrempel op te vat na 'n ander vlak toe, want ons meer binne in jou. Baie keer as ons pyn beleef, hoeveel tyd, hoe laat moet ons klaarmaak? 12 uur, okay. Ek het permissie, hier gaan ons aan, okay. Nee, ek gaan seker nog so 5 of so minute, okay. Baie keer dink ons, as dit pyn is wat van my kinders afkom, wie van die as ouers het al gedink, as ek net 'n beter ouer, as ek net meer tyd met my kinders spandeer, as ek net 'n beter pa of ma kan wees, dan sou hierdie ding nie gebeur het nie. As ek net 'n beter pastoor kan wees, ek is eintlik 'n teacher, ek is eintlik meer 'n ou wat in leierskap is, ek is nie so goeie, as ek net 'n beter herder kon gewees het, dan sou hierdie goed nie gebeur het. Maar wie van julle het al so gevoel, hè? Okay. As ek net kon sing. Nee, maar ons trek dit na onsself. Maar hoe word ek 'n beter ouer? Ek word 'n beter ouer deur pyn. Dis pyn, my kinders het my geleer om 'n ouer te wees. Nie 'n boek nie. En 'n paar beginsels in 'n boek of in die Bybel leer, maar dis my kinders wat my opgelei het hoe om 'n beter pa te wees, die pyn wat ons beleef het. Dit is interessant dat 'n studie het gewys dat die gemiddelde mens, vir die gemiddelde mens is daar net 4% van sy leeftyd wat alles regloop in sy lewe. Met ander woorde, 96% van die tyd is daar iets wat verkeerd is. Is daar iets wat pyn veroorsaak? Is daar 'n klippie in die skoen en as jy loop dan is daar irritasie daar. Nou, ons het hierdie mindset van ek kan net gelukkig wees en happy wees en vrede het as alles uitgesort het. Well, good luck. How are you doing with that? Hoe werk dit vir jou uit, weet? So ons is in hierdie wêreld en ons gaan konstant pyn op een of ander manier beleef. Veral as jy in leierskap is, want jy het kinders, jy het 'n huwelik, jy het finansies, jy het mense waarna jy kyk, jy het 'n span en hoe groter jou span, hoe groter die possibility van pyn is. Kan ek jou vandag bemoedig? Ons kan nie 'n wêreldbeker eindstryd wen, ons kan nie 'n wêreldbeker kampioen wees. Kom ons vat rugby sonder pyn nie. Daai manne kom op van die veld af, hulle is so bly hulle die wêreldbeker, maar die oog staan so en hulle moet in 'n ysbad, die ribbetjies is gebreek en maar hulle het gewen. Maar daar's pyn. Jy wen nie 'n oorlog sonder dat jy pyn beleef het nie. En dis die game waarin ons is. Moenie pyn persoonlik vat nie. Hulle duik nie die nommer 10 omdat hy die nommer 10 is nie. Hulle duik die nommer 10 omdat hy die bal het. En jy het die bal van verantwoordelikheid gevang en gesê, Here, if you can use anything, you can use me. As jy enige donkie kan gebruik om mee te praat en dit te praat, kan jy my gebruik en jy het die bal van verantwoordelikheid gevang en daarom is daar 'n target op jou rug. Dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit gaan oor waarvoor jy ja gesê het. Jesus het gesê, as hulle my vervolg het, sal hulle jou vervolg. En het ook dit gesê, jou grootste vervolging sal van jou eie familie afkom. Ons moet leer om pyn te omhels as 'n vriend. Gedagte wat ek by jou wil los is, en die woord moet ek in Engels sê, train jou brein en myn jou pyn. Ons kom van Kimberley af, daar's 'n myn, okay? Julle het gehoor ek het 'n gat gegrawe. Myn jou pyn, verskatte van wysheid en insig. Ek onthou, toe ek so met my knie geworstel het vir 10 jaar, wat ek nie kon sport doen nie, ek kon nie lank staan nie, en op 'n tyd het ek uitgeroep na die Here toe, en van die leidende evangeliste in die wêreld het vir my gebid, en ek het na van die top spesialiste in die land toe gaan, niemand kom my help nie, en ek het uitgeroep, en ek gesê, Here, hoe kan ek uit hierdie pyn kom? Hoe kan ek uit hierdie situasie kom? En eendag maak die Here my stil, en hy sê, seun, hou op vra hoe jy daar gaan uitkom, en begin vra wat jy daaruit moet kry. Myn jou pyn, want daar skatte van wysheid. En vandag is ek die Here dankbaar vir daardie 10 jaar, want
Toe die ander jong manne gespeel het ek my Bybel gelees en het ek gebid. En het my verhouding met die Here 'n diepte bereik wat hy nooit andersins sou bereik het nie. Die probleem is dat as ons nie met pyn deel nie, pyn soek plesier. En so pyn gaan 'n pil soek. Maar dalk is 'n painkiller nie genoeg nie en dan moet ek 'n ander tipe pil gebruik. En dit is nie die gospel nie. Of ek moet dalk 'n glasie wyn of 2 of 5 te veel drink om die pyn te verdoof of iets op die internet kyk wat ek nie regtig wil nie, maar pyn soek plesier. En so geestelike leiers val nie moreel omdat ons evil is nie. Ons val dikwels omdat ons menslik is en omdat ons pyn het. En as ek nie met daardie pyn deel nie, dan is die uitlaatklep van daardie ongedeelde pyn plesier. Ek soek een of ander plesier om die pyn te verdoof. Onhanteerde kindertrauma kan lei tot verslawings en verwronge passies. Ek weet ons word nie deur pyn gelei nie, maar pyn is tog 'n aanduiding dat iets fout is dit nie? Ek moet iemand gaan sien, ek moet hulp gaan kry. Okay, so hoe train ek my brein om pyn te myn? Train jou brein om pyn te myn. Nommer 1, noem jou pyn. Noem jou pyn. Wanneer jy pyn 'n naam gee, dan moenie dink aan jou skoonma nie asseblief. Ek weet, van die dink dadelik aan jou skoonma se naam. Okay. Ek het 'n wonderlike skoonma, maar jy weet hulle sê agter elke suksesvolle man staan daar 'n verbaasde skoonmoeder. Ek het so 'n vriend, hy's daar in die Wesrand se Brakpan. Hy sê dit 3,5 vir 3 weke daar, en al wat sy skoonma doen is om by die sitkamervenster te staar. Hy sê as dit nog 'n dag langer reën, dan sal hy met die voordeur gaan oopmaak dat sy kan inkom. Okay, noem jou pyn op die naam, kry 'n naam vir hom. Hoekom? Wanneer ek om op naam noem, dan laat dit my toe om te erken dat dit moeilik is en waar die pyn vandaan kom. Ek erken hom, ek brand daai pyn. Die tweede ding is deel jou pyn. Kry 'n veilige plek en dit was my so 'n blessing om hier in te stap en ek kan ervaar dat hierdie 'n gesonde familie is. Ja, dis nie 'n perfekte familie nie. Okay, Familia Dei is nie 'n perfekte familie nie, nee Pastor Werk. Ja, naby. Dis 'n reël familie. In 'n regte familie is daar reël challenges wat mense face, né? Is dit waar? Maar dit is 'n gesonde familie. En dit het my hart so verbly toe ek kan dit dadelik optel, ek kan dit in die gees optel in die samesyn. Maar deel jou pyn, kry 'n veilige plek, kry verhoudinge rondom jou. Moenie bloei op dit wat jy groei nie. Don't bleed on those you lead. In die begin van die jaar is 'n aantuiging gemaak teenoor my deur iemand in ons extended familie wat 'n narcissus is. Okay. En sy beskuldig my dat ek met iemand 'n affair het wat totale waansin is en onkunde en dit was my so 'n blessing om binne die volgende, ek dink dit was 'n dag of later by Werner en 2, 3 ander pastors, ons het so 'n klein groepie ouens in die stad te sê, hier is die aantuigings wat gemaak is om kon dieselfde dag met my ouderlinge gesels het, ouens, hier is die aantuigings wat gemaak is. En al hierdie ouens het soos een man gesê, ons ken jou. Ons weet dis nie waar nie. We've got your back. Het jy 'n veilige plek waar jy jou guard kan laat down gaan? En baie keer is dit moeilik in jou eie organisasie. Dis nie altyd moontlik nie, maar in ons geval kan ek dit met my ouderlinge doen en ek kon dit met my broers doen. En gecover word daarvoor. En die mense wat dit versprei het om verskoning kon vra, want hulle was verkeerd, dit was 'n familie geweest, maar as jy lank genoeg in die bediening en in leierskap sit, jy 'n target op jou rug en die vyand gaan enigiets doen om jou uit te haal want jy dra die bal. Deel jou pyn met iemand wat jy kan vertrou. Is dit nommer 3 dan? Rou jou pyn. Rou jou pyn. Ons westerlinge doen nie baie goed met die rou van pyn nie. Ons is 'n multicultural gemeente, so ek doen heel wat ander tipe begrafnisse ook en ek dink ons kan bietjie iets leer by ons landsgenote, vennote.
Hulle doen 'n begrafnis, dan begin ons maandag aan, dinsdag aan, woensdag aan, donderdag aan, vrydag aan, saterdag 8 ure begrafnis. Teen die tyd wat die begrafnis nou is, dan is hy ordentlik begrawe. Maar hulle gun hulle self, hoor gou mooi, hulle gun hulle self die tyd om te rou. As blanke mense kom en dan vra ek, hoe lank wil julle die begrafnis hê? Dan sê hulle 40 minute, pastoor, asseblief, so gou as moontlik. In en uit, sit hom in die grond, kry hom weg. Kom ons kry dit oor en verby. Kom ons kry dit oor en verby. En dan 'n jaar later slaan depressie. En dan slaan 'n mental breakdown. Wat vir jare kan aangaan. Hulle vertel die storie van 'n ware verhaal van hierdie ekspedisieleier wat saam met David Livingstone Afrika toe gekom het, maar hy was so 'n paar dae laat by die hawe en hy kom toe daar aan en hy hier 'n paar manne van Afrika hande wat hom gaan help om hierdie goed te dra, sy toerusting te dra en hy dryf daai manne die eerste dag. Hy sê boys, vandag as ons so hard loop as wat ons kan, dan gaan ons daai manne vang. Volgende dag voor sonop maak hulle wakker en hy dryf hulle weer en tot na son onder dryf hulle slaan kamp op, hulle slaap. Die derde dag dryf hulle dieselfde, tweede, die vierde dag wakker maak en sê boys, vandag gaan ons vir David Livingstone se party vang. Sê die hoof van al die manne wat hy gehuur het. Hy sê meneer, verskoon ons, maar jy het al so hard gedryf vir die eerste 3 dae. Ons gaan vandag net hier sit. Ons gaan 'n hele dag wag, want jy het al so hard gedryf dat dit gaan 'n dag vat vir ons siel om met ons op te vang. Afrika verstaan iets van rou. Ons nie. Dis iets wat ons by hulle, ons kan hulle dalk 'n paar goed leer, maar dis iets wat ons by hulle definitief kan leer. Om die verliese wat ons beleef te rou, noem dit op die naam, deel dit met iemand, rou dit voor Here. Ek onthou, wat gebeur is, jou emosies werk so, dis soos 'n rek, en as daar 'n verlies gebeur, dan slaan daar 'n penny in, op daai plek waar die verlies gebeur, en ek kan aangaan, en ek kan perform, en ek kan die gawe kan operate, en ek kan nog al hierdie goed doen, en ek kan preek, maar daai rek trek al hoe stywer, en dan kom ek by 'n plek waar, ek gaan dit nie meer vorentoe nie, en ek stagneer, en dan begin ek agteruit gaan. En ek voel depressed, en ek het net nie meer daai woeman nie, en dan kom ek na 'n konferensie toe, en ouens inspireer my, en ek is so excited, en dan gaan ek so 3 tree, en dan begin ek weet iemand waarvan ek praat? En daarom is dit belangrik om terug te gaan. Ek onthou, ek was nog by Hatfield gewees, en ek het so gevoel, kan perform die dagligheid dit het perform, maar dan brand ek myself elke jaar uit, en die Here sê vir my so duidelik, hy sê, daar's verliese wat jy beleef het, wat jy nog nooit gerou het nie, en as was hier naby, is dit maar Bilingwe Lodge, is dit nie hier naby nie, net hier, is ons in iemand se lodge ingeboek vir 'n week, en die Here begin met my te praat, en hy sê, skryf jou verliese neer, en ek vat my notepad, A4 notepad, en ek wil dit neerskryf, ek gaan so 2 lyntjies neerskryf, ek skryf 4, hy sê, skryf, noem elke verlies wat jy beleef het in jou lewe sover. Ek gaan so 3 reeltjies neerskryf, ek skryf 4 blaaie neer. Ek sit vir 2 dae op 'n klip onder 'n boom, en ek nooi die Here, die trooster, uit om in daardie verliese in my te kom vertroos. En na daai 2 dae staan ek daar op, en toe is die rek gesny. Toe gaan ek vorentoe. So noem jou pyn, deel jou pyn, rou jou pyn. Nommer 4, myn jou pyn. Kry God se perspektief, hoe hy dit ten goeie gaan laat meewerk. Want wanneer ek God se perspektief in my pyn kry, dan ontwikkel ek empatie met ander mense. Weet toe ek net klaar my teologiese studies gedoen het, het ek 'n baie eenvoudige genesingsteologie gehad. Ek het geglo, as jy genoeg geloof het, en min genoeg sonde en genoeg geloof, dan sal jy nie siek wees nie. Dis eenvoudig. Hoor gou mooi. Min genoeg sonde, maar dan jy nie sonde nie. So as jy siek is, het jy of sonde of jy nie genoeg geloof nie. En toe ontwikkel ek hierdie kniekondisie, waar ek vir 10 jaar lank nie kan staan vir langer as 5 minute. En dit is nogal 'n rot deal as jou job is om worship te lei of te preek. En jy kan nie langer as 5 minute staan nie. En ons toer die nasies, en ons bly in Maleisië, en ons is elke dag op die pad, maar daardie pyn het so empatie in my gewerk met mense wat deur pyn gaan, dat ek besef, dit is nie so eenvoudig soos dit nie.
Dis nie so eenvoudig. Ek het God se hart geleer ken. Ek het sy kompassie leer ken. Ek het empatie ontwikkel. En dan die laaste stap om pyn te myn is roem in jou pyn. Paulus sê ek sal veel eerder in my swakheid roem as in my krag. Want dis wanneer ek gebroken is, wanneer sy lig deurskyn. In Engels sê hy, we are earthen vessels, cracked vessels, so that the excellency of his glory may shine through us. Deur jou pyn wat God se heerlikheid gaan skyn. Want daardie mense waarvoor ek en jy preek op 'n Sondag, week na week, leef onvolmaakte lewe, leef lewens vol pyn, leef lewens waar 'n kind in 'n dwelm verslaaf is, leef lewens wat hulle te skaam is om iets te sê, waar 'n vrou depressie het, maar sy is te bang om dit te noem. En as ek en jy hierdie volmaakte beeld as pastore het, en alles is oké, en ons pretend dat alles oké is, het daai mense geen hoop nie, want hulle kan nooit daardie baar maak nie. Maar as ek en jy reël kan wees, nie bloei op hulle nie. Bloei eers klaar. Kry eers jou genesing, maar wanneer jy gesond is, dan kan ek en jy daarvoor gaan staan en sê, mense, dis wat julle pastoor deurgegaan het. Maar ek wil sê, daar's hoop. Dis die pyn wat ek beleef het, maar dis die God wat ons dien. Okay. Pyn reinig my passies. Dawid bid, hy sê, in 'n pynvolle plek, nou pyn word veroorsaak deur twee goed, of ander mense se sonde of my sonde. Dink gou saam met my? Is dit nie waar nie? Pyn word veroorsaak deur ander mense se sonde of my eie sonde. Meestal, daar kan ander pyn ook wees, maar nou, hoe hanteer ek my eie sonde? Wat doen ek? Ek bekeer. Ek moet na God toe draai. Hoe hanteer ek ander mense se sonde? Ek vergewe. Nou Petrus vra vir Jesus nou, regtig Jesus, nou hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Wat sê Jesus vir hom? 490 keer, nee. As ons wiskunde nou reg is hierso, okay. Nou gaan lees bietjie die Engels daar. Dan sê hy, Peter asked Jesus, how many times should I forgive my brother or my sister? Weet jy wie van dit al gelees? Or my sister. Want ek het lank gewonder oor dit. Andreas was wragtig nie 'n narcissist gewees nie. So dit kon nie wees dat Petrus vir Andreas 490 keer per dag moet vergewe. Andreas het immers vir Petrus aan Jesus voorgestel. En hy was 'n good guy, hy was 'n netwerker. Ons lees dit oral in die skrif. So dan moes iemand anders gewees het. En Paulus vra my broer of my suster. Ek vermoed Petrus het 'n sussie gehad wat 'n narcissist was. Ek weet julle dit. Ek weet julle dit. En ek het dit in die laaste jaar agtergekom, want ons het 'n familiestuk, ek kan nie sê wie dit is, maar ons het 'n familiestuk wat ek vas oortuig is 'n narcissist, want wragtig ons moet daar 490 keer 'n dag vergewe. Nie so erg nie. Amper. Maar Dawid skryf, hy sê, skep in my 'n rein hart oor God en gee my opnuut in my binneste 'n vaste gees. Okay. As ons, if our greatest pain is people, then our greatest challenge is forgiveness. Ons werk met mense. As ons grootste pyn mense is, gaan ons grootste uitdaging wees om hulle te vergewe, 490 keer 'n dag. Nou, laas jaar staan ons netwerkleier op ons kansel met 'n konferensie en hy sê hierdie woorde, hy sê pyn is maklik as iemand anders dit moet doen. Ekskuus, nee, ja, nie pyn nie, vergifnis. Ja, dankie vir die reghelp. Vergifnis is maklik as. Nou wie van julle het al gepreek oor vergifnis? As jy 'n pastoor is en jy het nog nie gepreek oor vergifnis nie, dan het jy jou preek vir hierdie Sondag, okay? Dis nogal 'n belangrike preek. Ons moet dit paar keer 'n jaar vir mense preek, 490 keer 'n dag, so ons kan eintlik elke Sondag net oor vergifnis preek, okay. Maar vergifnis is baie makliker as ander mense dit moet doen. Maar wanneer ek dit self moet doen, en terwyl dit so week voor hy dit sê, praat die Heilige Gees een oggend met my
Ek sê, Here, wat wil U vir my sê? Hy sê vir my, so op sy manier. Hy sê, jy kan nogal lank 'n verwyte hou in jou hart. Die probleem is, die Here iets vir jou sê, is hy is die Here. En ek wil eers met hom stry, en ek bly toe maar net stil, ek sê, Here, okay, help my hier. En hy begin met my te werk, en hy wys my, ek vertrou mense baie vinnig, en ek gee mense kans, maar as jy my teleurstel, dan skryf ek jou af. As jy my genoeg teleurstel, dan skryf ek jou af, en dan hou ek 'n verwyte in my hart teenoor jou. En toe hy daai woorde sê, pyn is makliker, of vergifnis is makliker om te doen as ander dit moet doen, te bevestig, Here, en ek moet na hom toe draai en sê, Here, ek vergewe X, Y, Z, ek vergewe hierdie mense. En dan laastens, pyn maak my doel duidelik in die lewe. Moenie laat pyn jou purpose hijack nie. Dan gee ons, wanneer ons toelaat dat pyn ons hijack, dan gee ons op, fisies, ons gee emosioneel op, mentally, geestelik, binnekant hou ons op, ons purpose pursue. Wanneer daai Navy SEALs uitcheck op 60%, dan gee hulle op. Maar hulle uiteindelik nog 40% wat hulle pyndrempel kan hoor vat. Gebruik jou sin van purpose en sê, Here, ek gaan deurbreek deur my pyndrempel. Ek wil my pyndrempel hoor vat. Ek wil hê U moet my genees. Die 10% wat klaarmaak is nie die fikste, die beste, die grootste nie, maar hulle is die wat die pyn die beste hanteer. Dis die ouens wat klaarmaak. Jesus sê, dis vir die vreugde wat my voorgehou is, of Paulus sê, dis die vreugde wat Jesus voorgehou is, het hy die pyn verdra. En wat was die vreugde? Die vreugde was ek en jy wat hier sit vandag. Ek wil vir jou vandag sê, die pyn wat ons suffer as leraars, is die moeite werd. Vir die vreugde wat ons voorgehou het, kan ons hierdie pyn verdra. Maar ons kan nie die pyn wegsteek nie. Ons kan nie die pyn ondermyn nie. Ons moet daarmee deel en ons moet aanbeweeg, sodat ons gesond kan wees. Hou God se purpose in jou lewe groter as jou pyn. As ek dit so kan illustreer, maak seker, wanneer jy bestuur, wat is die grootste, jou windskerm of jou triespieeltjie? Wat is die grootste? Windskerm, né? Hoekom is die windskerm groter as die triespieeltjie? Want ons ry vorentoe. Wat gaan gebeur as my triespieeltjie so groot is soos my windskerm? Ek gaan 'n ongeluk maak, want ek gaan heeltyd terugkyk. En so ons wil nie meer terugkyk nie, ons wil vorentoe kyk na dit wat God vir ons sê. Maar ons moet deel met die verlede, want as jy 'n monster in my triespieeltjie is, dan gaan hy my éventueel vang. En so ek praat regtig vandag, dink ek met iemand, hoop ek met iemand, wat in die laaste tyd gevoel het ek wil uitklok. Kan nie meer nie. Ek kan dit nie meer hanteer nie. Ek wil daai klok gaan lei en die Here sê vandag vir jou, daar's meer in jou as wat jy dink. Maar jy moet deel met die pyn. Gaan na iemand toe, noem jou pyn, deel met jou pyn. Praat met iemand oor jou pyn en myn jou pyn. Lesbie Visser getuig in daardie radio-onderhoud en sy sê, in daardie pyn het sy haar lewensdoel ontdek. Dit was nie net om musiek te maak nie, maar dit is om deur haar musiek mense wat pyn beleef, emosionele pyn te bedien. Ek wil vandag vir jou vra, as jy pyn beleef, jy voel moedeloos, moenie uitklok nie. Hier's mense om jou wat vir jou lief het. Hier's mense om jou wat jou aancheer. Daar's 'n hele paviljoen vol mense in die hemel. In die grandstand van die hemel wat sê, hou aan met hierdie reis of faith en reis of grace. Hou aan, moenie opgee nie. Adele sê hierso. En ons dalk net so 'n klawertjie speel daarso. Ek voel die Here wil mense aanraak vandaan en dis baie persoonlik. En ek dink julle ken mekaar beter onder mekaar en as jy weet 'n Boeta of 'n Sissa het onlangs deur pyn gegaan. En terwyl Adele net vir ons liggies musiek speel, wil jy nie na iemand toe gaan en hulle gaan bedien nie, net jou hand op hulle gaan lê. Jy hoef nie eens iets te bid as jy nie wil nie, jy kan net jou hand op daai persoon gaan lê dat hy of sy weet ek is daar vir jou.
As jy iets wil bid, kan jy iets bid, kan jy iets doen. Maar kom ons wees daar. Kom ons rejoice saam met die wat rejoice. Die kerkgebou wat gebou is, hoe wonderlik is dit nie. Maar kan ons ook vanaand huil, saam met die wat ween. Kan ons harte vanaand breek vir die wat in pyn is. Want ek kan jou waarborg in 'n groep soos hierdie is daar iemand wat pyn het. En elkeen van ons kom of uit pyn uit, of ons is in pyn, of dan mag dalk pyn voorlê, want dis die realiteit van leierskap in die lewe. En jy kan vanaand die bemoediging wees wat iemand anders nodig het. Miskien wil jy net sit en in die tyd wat Adele speel, net met die Here praat oor jou pyn en jou pyn net voor hom neerlê. Miskien wil jy iemand vergewe wat jou pyn veroorsaak het. Iemand wat jou verraai het. Iemand wat jou in die rug gesteek het. Wat leuns oor jou versprei het. Wat jou teleurgestel het. Miskien het jy self pyn veroorsaak en jy wil net vir die Here weer eens sê jy is jammer. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus.